Ons is so opgewonde om vanoggend saam jou te kuier. Waar ook al jy jouself bevind, ons weet die Here wil vandag iets aan jou openbaar. Geniet die diens saam met ons. En so ons gaan so 'n bietjie tot en met Pinkster. Pinkster is 50 dae nadat Jesus gesterf het. Het ons Pinkster en dit is van die Heilige Gees uitgestort is. Maar vir die volgende tydperk tot en met dan, wat ons gaan doen is, en hierdie was Colin se idee gewees, hy het na my toe gekom, toe sê, Marius, ek het hierdie ding op my hart, kom ons praat oor wat het gebeur tussen Jesus se opstanding en Jesus se hemelvaart, of die 10 dae daarna Pinkster. So vir die 40 dae na Jesus opgestaan het, wat het hy vir daai 40 dae op aarde gedoen? En toe hy dit sê, toe resoneer dit met my hart, en ek sê, yes Colin, kom ons gesels hier oor, en so ons gaan, tussen my en hom gaan ons tag team, en die volgende tydperk saam deur dit gaan, en vanaand gaan ons begin in Johannes 20, vers 24 tot 29, en ek lees dit graag vir jou. Maar Thomas, een van die 12, wat bekend gestaan het as Didymus, ander vertalings sal vir jou sê, die tweeling, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande, en my vinger nie steek in die spykermerke, en my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was sy disippels weer binne, en Thomas saam met hulle, en terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom, en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God, en toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie, en tog tot geloof gekom het. Net daar wie sit, weer net jou oë sluit vir 'n oomblik, kom ons bid net oor hierdie woord. Here, dankie vir u woord, dankie dat u woord ryk is, Here, dankie dat u woord waarheid is. Dankie dat u woord deur tyd, in tyd, buite tyd is, Here, en dis vir ons ook vandag relevant. En Here, dit wat Thomas deurgegaan het, en die storie van Thomas, en soveel ander mense in die woord, mag dit ons vanaand roer tot 'n lewe wat impak het, tot 'n lewe wat u in en deur ons wil werk. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Okay, so, Thomas staan bekend in die Bybel as die ongelowige een. Nou toe ek die woord Thomas, ek weet nie wie van julle was soos ek toe ook, maar Thomas the Train, wie van julle weet wie is Thomas the Train? Ek kan nie in die beeld op nie, né? So ek love Thomas the Train. Gideon het 'n Lego van Thomas the Train. Ek love Thomas the Train. En hy is dalk die enigste ander ou wat meer bekend is. Inteendeel, in Engels het hulle letterlik 'n idioom of 'n sêding na Thomas vernoem, en dit is doubting Thomas, twyfelende Thomas, en hulle het ingeskryf, so Thomas is hierdie ou, hy het 'n bad rap, hy het een fout gemaak, en nou word hy geken daaraan. Is dit nie so typies die mensdom, jy maak een fout, jy kan amazing goed doen, dan maak jy een fout, dan ken almal jou aan daai een fout, is dit nie so nie. Dis soos as iemand 'n blou bil is, shame, hulle het een fout gemaak, jy weet, en nou ken ons hulle aan daai, nee, ek grap sommer met julle, maar Thomas was soveel meer as net 'n ou wat getwyfel het. Thomas het inteendeel amazing goed gedoen in die woord, en ek wil 'n paar van hierdie goed vir jou uitwys vanaand, dat ons 'n bietjie weet wie Thomas is. So die eerste ding wat ek sien van Thomas, is dat Thomas was hierdie ou gewees in Johannes 11, is Jesus op pad na 'n dorpie toe waar hulle hom wil doodmaak, en al die disippels sê vir Jesus, moenie soontoe gaan nie. Jesus, as jy soontoe gaan hulle jou stenig, jy gaan doodgemaak word, maar hoor, hierdie Thomas, wat ons net ken as ongelooflike en ongelowige Thomas, hoor wat hy sê. Hy sê, Thomas, wat bekend staan as Didymus, het toe vir sy mededisippels gesê, so Thomas staan op hierdie leier, hy sê vir hulle, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterf. Het jy geweet, Thomas het dit gesê? Hy het nie net gesê, Here, as ek my hande in die wonde steek nie. Hy is dieselfde ou wat gesê, Here, as hulle dood gaan gooi met klippe, gaan hy na die ander disippels toe en sê, as hulle Jesus gaan doodgooi met klippe, gaan ek saam. Wie van julle kom saam? Hy was 'n radical ou gewees. 'n Ander ding wat ek sien wat Thomas gedoen het, is Jesus kom en Jesus begin vir die disippels sê, ek gaan op 'n stadium weggaan, julle gaan my vir 'n ruk lank nie meer sien nie. En nou die disippels bly stil en hulle is soos van, okay, wat bedoel Jesus hier? En Thomas is die enigste een wat werklik sy mond oopmaak en vir Jesus vra. Hy is die enigste een wat die guts gehad het om sy hand op te steek en te sê, Jesus, ek verstaan nie. Johannes 14 vers 5. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar jy nie gaan nie. Hoe kan ons dan die weg ken?
Jesus het vir hulle gesê, ek gaan iewers heen en julle weet hoe om so toe te gaan. En Thomas is die enigste een wat sê, Here, ek weet nie hoe om daar te kom nie. En Jesus antwoord hom in hierdie baie bekende skrifgedeelte wat meeste van ons ken. En ons het 'n reeks oor hierdie gedoen, Johannes 14 vers 6. Jesus sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Jy sien, daai stelling van Jesus dat hy die enigste pad is na die Vader toe, is as gevolg van Thomas wat bereid was om 'n vraag te vra. Jy sien, Thomas was nie 'n slegte ou nie. Ons wil Thomas afmaak as iemand wat nie impak gehad het nie of net getwyfel het, maar Thomas het inteendeel soveel meer gedoen as net dit. En dan kom ons natuurlik by hierdie gedeelte in Johannes 20 waar Thomas met die disippels gesels en wat hier gebeur is, hierdie is die gedeelte wat ons almal van Thomas ken. Nou daar word 11 keer in die Bybel van Thomas gepraat, net 11 keer. En van hierdie 11 keer word 5 van daai of 6 van daai 11 keer word na Thomas verwys as iemand wat net deel was van die 12. So hulle sê hierdie was die 12 disippels gewees. En dan was sy naam genoem. So ons weet nie baie van wat hy gedoen het nie, maar ons weet dit. En dan kom ons hier by hierdie gedeelte in Johannes 20 en wat in Johannes 20 gebeur is al die disippels het Jesus gesien. So Jesus het opgestaan uit die doodheid. Hy het eers aan Maria Magdalena verskyn, sy het teruggehardloop, sy het vir die disippels gaan sê, luister, Jesus het opgestaan, Jesus leef, hulle het daar nie geglo nie. Petrus is toe graf toe, en toe Petrus en Johannes by die graf kom, sien hulle, hy is nie daar nie, en hulle sien nie, die graf is leeg, en hulle gaan terug, en toe hulle terugkom, hier is Jesus in hulle midde, en hulle freak uit, en die enigste een wat nie daar was nie, was Thomas. En later kom, en ons weet nie waar Thomas was nie, dalk was Thomas besig om te gaan visvang, dalk was Thomas besig om by sy skoonma te kuier, dalk was Thomas besig om te braai, ons weet nie wat het Thomas gedoen nie. Maar Thomas was nie daar nie. En so almal het die voorreg om vir Jesus te sien, maar nie Thomas nie. En Thomas sê vir hulle, luister hierso, as ek nie Jesus met my eie oë sien nie, ek wil hom nie net sien nie, ek wil my hande in sy wonde kan indruk. Ek wil sy wonde kan sien. En dan sal ek glo. En dit sê 8 dae later, toe die disippels weer eendag bymekaar en ek lees dit vir julle. En sê hierso, maar Thomas, een van die 12 wat bekend gestaan het as Didymus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. So hy het nie Jesus gesien hoe hy opgestaan het uit die doodheid nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande, en my vinger nie steek in die spykermerke, en my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En ongelukkig is hierdie waarin Thomas bekend staan. Hy sê, ek wil Jesus se wonde sien, dan sal ek regtig glo dat hy opgestaan het. Dan sal ek regtig glo dat dit hy is. En dan gaan 8 dae later, en dan sien ons Jesus kom weer. En wanneer ek hierdie lees, dan sien ek dat Jesus het klaar vir al die ander mense in die vertrek gewys sy lewe. Jesus kom in hierdie oomblik wat ek nou vir jou gaan lees, en hy kom vir een persoon. Hy kom vir Thomas. Want hy weet wat Thomas gesê het. Jy sien, alhoewel hy nie daar was nie, alhoewel hy nie in die vertrek was, toe Thomas gesê het, ek sal nie glo, tensy ek sien en vat nie, weet Jesus wat Thomas gesê het, want hy is God, hy weet alles. En hy het geweet wat Thomas in daai oomblik sê, en hy kom en hy wys vir Thomas in daai oomblik wie hy werklik is, en dit kry ons in vers 27. En daarna sê hy vir Thomas, en net so interessant voordat ek aangaan, in die gedeelte wat ek net voor hierdie gelees het, so julle sien Jesus, hulle was in 'n gesluite vertrek gewees, geslote vertrek. Die deure was gesluit gewees, hulle het weggekruip, hulle was bang hulle gaan doodgemaak word omdat hulle Christene is. Hulle kruip weg. En hulle begin vir mekaar sê, Jesus leef. Ons weet nie wat dit beteken nie, maar hy leef. En hulle is daar weer eens in 'n vertrek by mekaar. Die deure is gesluit en die volgende oomblik hier tussen hulle, vrede vir julle. Jesus het 'n sin vir humor. Ek meen, kom ons wees eerlik met mekaar. Hy kon aan die deur geklop het en gesê, "Hey, dis Jesus, maak oop." En hulle sou hom laat inkom het, maar Jesus is soos watch hier. Jy weet soos vrede vir julle. Ek sou gehardloop het. Ek meen hy was so net nie daar nie. Jy weet, hier kom hy en ek kan net sien hoe Jesus vir hulle lag en hulle sê, "Hey, hier's Jesus alweer." En Jesus kom staan hier tussen hulle en hy's daar vir een persoon. Hy's daar vir Thomas, want hoor wat hy sê. Toe hy gesê het vrede vir julle, sê dit in vers 27. Hy sê, "Thomas, bring jou vinger hier en kom kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig." Ek wil hê jy moet hoor wat Jesus nie sê nie. Jesus daag nie op hier tussen hulle, vrede vir die res van julle, maar jy Thomas het nie geglo nie, jou skirminkel.
Hy kom sê nie vir Thomas, ek is so teleurgesteld in jou. Hoe kon jy nie geweet het ek leef nie? Hoe het jy nie net geglo nie? Jesus kom hier en Jesus sê, Thomas, as jy bewyse nodig het dat ek opgestaan het, hier is ek. Jy sien, want hy is lief vir Thomas, hy gee om vir Thomas, hy nooi Thomas uit, hy sê, Thomas, kom raak aan my wonde. Kom voel wat ek deurgegaan het, kom sien dat dit werklik ek is. En Thomas het gekom en Thomas het gesien en Thomas reageer en Thomas se reaksie is, my Here en my God. Nou daai woorde wat hy daar gebruik is die Griekse woorde Kyrios en Theos. Kyrios beteken Here, beteken een wat in beheer is. En Theos beteken God oor alles. Hierdie is een van die eerste plekke in die Bybel wat ons sien dat iemand sê vir Jesus, hy is God. Hy is Here en hy is God. En so in hierdie oomblik, toe hy die opgestaande Christus sien, toe hy die Jesus sien wat uit die dood uit opgestaan het, verklaar hy sien vir Jesus. Hy sien Jesus het uit die dood uit opgestaan en hy sê, Here, U is werklik God. U is in beheer, Here, U is God en Here. U is Kyrios en Theos. U is bo dit alles. U is my Here en my God. Hy is die eerste persoon wat nie net sê, U is God nie. Hy is die eerste een wat sê, Here, U is my redder en my God. Jy sien, Jesus kom en hy het geweet, as hy met Thomas kom en hy het verhouding met Thomas, gaan dit die reaksie wees. En so ek sien hierdie in die woord en dan vra ek myself die vraag af, maar hoekom lees ek na hierdie dag nie weer van Thomas in die Bybel nie? Ek meen die boek Handelinge wat ons tans besig is om te hanteer by Bybelskool op donderdaande, praat ons oor dit wat Jesus kom doen het nadat hy die Heilige Gees uitgestort is en ek lees nie van Thomas daar nie. Ek weet nie waar Thomas is nie. En toe begin ek so 'n bietjie navorsing doen en ek begin bietjie geskiedenis lees, want hier is die interessante ding van die Bybel. Alles wat ons weet wat daai tyd gebeur het, is nie in die Bybel opgevang nie. Ons weet dat dit wat in die Bybel gestaan skryf, is deur God geïnspireer om geskryf te word, en dat die boeke in die Bybel is so saamgestel, dat God met ons deur en in dit praat. So dis God se woord aan ons. Maar daar's ander goed wat in daai tyd gebeur het, wat geskiedenis vasgevang het, wat die Romeine geskryf het. As jy byvoorbeeld na die kruisiging van Jesus gaan kyk, daar's soveel van, ek en my skoonpa het gisterand 'n gesprek hieroor, is daar soveel goed wat Jesus, bewyse dat Jesus werklik geleef het, gesterf het en opgestaan het, wat nie in die Bybel staan nie, maar wat die Romeine vasgevang het en wat die Romeine vasgeskryf het. Nou Thomas is een van daai gevalle, as jy meer wil weet oor wat hy met sy lewe gedoen het jy nodig om buite die Bybel te gaan kyk. En weet julle wat het Thomas gedoen? Thomas se lewe was so verander deur Jesus wat opgestaan het aan hom verskyn het, sy wonde vir hom gewys het, dat dit sy lewe so drasties verander het dat hy gesê het, Here, ek kan nie anders as om vir ander mense van U te gaan vertel nie. En weet julle wat het hy gedoen? Hy het Indië toe gereis. Thomas was die eerste persoon wat die evangelie van Jesus Christus Indië toe gevat het. En hy het in Indië gekom en in Indië het hy van Jesus begin vertel en ons sekere manuskripte wat vir ons wys dat hy so ver gegaan en hulle glo dat hy was die eerste persoon wat die evangelie van Jesus Christus, die goeie nuus dat Jesus gesterf het en vir ons opgestaan het en dat hy lief is vir mense en dat hy hulle nooi om 'n verhouding met hom te staan. Dit was die eerste persoon wat dit in China gaan deel het. So Timoteus, nie Timoteus nie, ander ou. Wat ek sien hierso is dat Thomas het gekom en Thomas het gegaan en hy het gaan reis en hierdie feit dat hy vir Jesus gesien het, dat hy Jesus se wonde gesien het sy lewe so verander, hy het gegaan en hy het gaan deel so ver as China en hierso hy dood gegaan het. So hy China toe terug Indië toe en toe hy by Indië kom het hy dit verkondig tussen al hierdie vals gode en as jy ooit in Indië is, jy sien daar's ongelooflike baie gode. En tussen al hierdie gode, toe sê hulle vir hom, hou op of jy gaan doodgemaak word. En hy sê, toe maak my maar dood, maar ek gaan nie opgee nie. En daar's 'n berg daar's 'n berg in Indië, Berg Shani. En op Berg Shani is hy doodgesteek, is Thomas doodgesteek met 'n spies, omdat hy nie wou sê dat Jesus nie die enigste God is nie. En hy gee sy lewe vir Jesus. Hy gee letterlik sy laaste asem en sê, Here, ek gaan mense vertel dat U die redder is. Jy sien, dit is wie Thomas was en ek lees Thomas se storie en ek vra, Here, wat het ons nodig om vanaand uit te leer? Wat kan ons vanaand vat en sê, hoe vat ons dit vorentoe? En ek hoor die volgende woorde en ek wil dit vir julle lees, dat ek dit nie verkeerd sê nie. Niemand kan vandag Jesus se wonde aanraak soos wat Thomas het nie. Niemand kan vandag Jesus gaan nie hier voor staan en vir jou wys, hier is die gate in my hande of in my sy nie. Niemand kan dit vandag doen nie. So niemand kan vandag Jesus se wonde aanraak nie, maar hulle kan jou wonde aanraak. Jy sien, Thomas se wond was, hy was ongelowig.
Thomas se fout was, hy het 'n fout gemaak, hy het nie geglo dat Jesus het opgestaan nie. En tog het Jesus aan hom verskyn en dit het sy hele lewe so drasties verander dat hy bereid was om in die wêreld in te gaan en vir mense van Jesus te vertel. Weereens sê ek, ons kan nie vanaand Jesus se wonde aanraak nie, maar mense kan jou wonde aanraak. Jy sien, want hier's wat gebeur as ons harte vir Jesus gee. As ons saam met Jesus se pad begin stap, dan die goed wat stikkend in jou lewe is, die twyfels soos Thomas, die verslawings wat jy dalk in jou lewe het, die goed wat jou weggevat het van God, of daar's van julle wat drank was dit jou probleem gewees, daar's van julle wat dit was dalk pornografie, van julle was dit dalk dwelms, van julle was dit depressie, daar was wonde in jou lewe, en Jesus het jou kom gesond gemaak van daai wonde, maar hier is die ding van 'n wond, hy los altyd 'n letsel, en die wêreld het nodig om daai goed te sien, en daar's mense in jou lewe, wat jou geken het voordat jy jou hart vir Jesus gegee het, wat weet wie jy was, wat weet waarin jy verslaaf was, hulle is dalk selfs vandag nog verslaaf daarin. Maar Jesus het gekom en het jou vrygemaak, Jesus het jou gered, Jesus het jou gesond gemaak. En wat ek in my hart beleef die Here vir ons sê is, soos wat Thomas gegaan het en met ander gaan deel het, so nooi Jesus ons vanaand om te gaan en ons wonde vir ander te gaan wys. En te sê, ja, ek was verlore. Ja, ek was vasgevang, jy het my in die kuierplekke gesien, jy het my gesien waar ek was, jy het gehoor hoe ek gepraat het, maar kom ek wys jou wie ek vanaand werklik is. Kom ek deel met jou hoe Jesus my lewe kom verander het. Jy sien, want dit is wat Jesus ons na toe nooi, en dis intedeel laas Sondag aand se tema ook gewees, is tree op. Thomas het gegaan en hy het gaan optree. Hy het gesê, Here, ek gaan nie hierdie goeie nuus dat hy opgestaan het vir myself hou nie, ek gaan en dit met ander deel. Wys jy jou wonde vir ander mense? Jy sien, want ons leef in 'n kultuur waar ons hou eerder dit vir onsself. Ons deel nie met ander mense nie, maar daar's niks sterker as jou getuienis nie. Kom ek deel met julle wat ek hiermee bedoel. Daar's 'n stelling wat ek met julle wil lees, wat Leonard Ravenhill, hy's 'n Britse teoloog, hy skryf die volgende, hy sê, a man with an experience of God is never at the mercy of a man with an argument. Kom ek verduidelik julle wat ek hiermee bedoel. Ek het 'n tuinman. My tuinman se naam is Aubrey. Aubrey is van Malawi af. Aubrey is 'n wonderlike werker, hy maak my soms kwaad, want hy doen nie altyd alles wat ek vir hom sê om te doen nie, en ek is baie lief vir Aubrey. Maar Aubrey, toe ek hom ontmoet het, het hy vir my gesê, Sir, I am a Muslim. En ek het vir hom gesê, Aubrey, that's fine, you can be a Muslim, but know that I don't believe in your God. And he said, no, it's fine, sir, I believe that your God is just a prophet. Ek sê vir hom, is reg. Kan ek vir julle sê wat gebeur? So, elke keer, as die Here iets amazings doen, dan kom Aubrey by my, en dan sê hy vir my, dan sê hy vir my, boss, hy noem my boss, hy sê, boss, God is good for you, en sê ek, yes, Jesus is good for me, dan kyk hy my so, en sê ek, I believe that Jesus changed my life. Kom ek gee julle 'n voorbeeld. 'n Paar weke terug, die vriende wat in die oggenddiensie was, sal hierdie storie dalk gehoor het, maar 'n paar weke terug kuier my skoonouers by my, en hulle kar staan buite ons huis, en die iewerste in die oggendure net na 3 klim mense oor ons muur en hulle steel 2 van die tyres van die kar af. Okay, hulle draai die wiele los en toe hulle besig is met die voorste 2 wiele, toe gaan die kar se alarm af. En ek en my German Shepherd is uit. Sy's nou nog vir my kwaad dat ons nie vinniger uitgekom het nie, want sy wou hulle gevreet het en hulle het ongelukkig weggekom met 2 van die tyres. En so ons is toe nou die oggend daar en ek is hartseer en ek is kwaad en die tyres is gesteel en ek voel skuldig want dit het by my huis gebeur. En ek sê toe vir hom, hy is toe die oggend daar en hy sien ons is al buite bedryf en hy kom, hy sê, boss, what happened? Ek sê vir hom, Aubrey, you can't believe, last night, the Tsotsis came and they stole the tires. Yes, en hy's kwaad, en hy sê, I wish I saw something, en ek sê, ja, Aubrey, it is, want hy bly oorkant my, net so terloops, hy bly oorkant ons. En ek en hy is hierdie gesprek, en ek sê net toe vir hom, but Aubrey, you know, I'm praying that Jesus will bring back the tires, I'm praying that Jesus will help us, and he says, yes, boss, we're praying for God. I say, no, I'm praying to Jesus. En ek en hy begin in 'n gesprek betrokke raak oor wat die verskil tussen Christendom en die moslems. En so, hy glo dat Jesus was net 'n profeet gewees. Hy glo dat Mohammed is God. Hy glo 'n klomp verskillende goed. Hy sê intendeel vir my, hy glo dat ons in die Bybel gekarring. En jy kan met hom verskil oor dit, en dis 'n argument, en ons kan in 'n argument betrokke raak. Maar weet julle wat gebeur 'n paar ure later daai oggend? Is op ons WhatsApp groep in ons buurt, kry ons 'n WhatsApp, het enige iemand 2 Ford tyres verloor? En dadelik stuur ek, ja, ons het, kan ons asseblief, en ek gaan na die mense se huis toe, lang storie kort, kry ons die tyres terug, en die ou bring die tyres terug, en ek onthou op die stadium so oor die muur loer, maar julle sy mond hang op die grond. Hy sê, boss, the tyres! Ek sê, yes, how can you believe? En ek beleef vir die Here vir my sê, nou is jou geleentheid om te getuig.
En ek sê vir hom, Aubrey, you saw me this morning when I was down and ek was teleurgesteld. Nou hardloop my Engels uit, dis soos airtime. Hardloop bietjie uit. En ek sê vir hom, Aubrey, you know that it wasn't nice. Ek sê, but you know, I told you I'm praying that Jesus will bring the tires back. Hy sê, yes, boss. Ek sê, Aubrey, explain this to me. Hy sê, boss, I can't explain. God is good. Ek sê, no, Aubrey, Jesus is good. Jy sien, as ek na hierdie stelling kyk, iemand kan met 'n argument oor is die Bybel werklik waar, was dit Mohammed, was dit Jesus, jy kan met 'n argument kom, maar met 'n getuienis kan jy nie stry nie. En so wat ek doen is intentioneel wys ek vir Aubrey wanneer die Here vir ons iets amazings doen. En dis die een persoon in my lewe op hierdie stadium met wie ek deel, wat ek weet nie in God glo nie. Daar's mense in my lewe, familie, wat ek verskriklik lief vir is, en as ek die geleentheid kry, dan sê ek vir hulle, jy weet ons het gesukkel om swanger te word, kyk net hoe amazing het Jesus vir ons voorsien. Jy sien, ek wys my wonde, maar dan wys ek hoe God dit kom genees het. Ek deel oor my verlede, die foute wat ek gemaak het, en ek wys hoe God dit kom omdraai. Jy sien, wanneer ons wonde vir ander mense wys, jy kan nie met iemand se wonde stry wat uit die dood uit opgestaan het nie. Ek was verlore voor ek Jesus geken het. Ek was dood in my sonde. My vrou weet, ek was verslaaf aan pornografie gewees. Ek het gedrink, ek het dom goed gedoen, ek het sleg gepraat, ek het net vir myself geleef, en toe kom Jesus. En hy ruk my uit die dood uit, en hy sê, Marius, ek het vir jou 'n nuwe lewe, hier's 'n nuwe lewe, en nou gebruik ek daai wonde, die feit dat ek nie 'n pa gehad het nie, en hoe seer dit gemaak het, kan ek nou met jong manne 'n pad stap, en ek wys vir hulle my wonde, en ek sê, dit was aaklag dat my pa nie saam met my kon gewees het nie, maar kan ek jou help, want Jesus het my gesond gemaak van dit. Ek wys my wonde, en my wonde lei vir ander mense, om ook Jesus raak te sien. Want dis wat gebeur is, as ek en jy ons wonde wys, dan maak dit dat ander mense Jesus raak sien. So wys jy vanaand jou wonde vir ander mense, of hou jy dit net vir jouself? Jy ontneem ander mense as jy nie jou wonde deel nie. Jy sien, hierdie is 'n Bybelse patroon. Ek sien dit reg hierdie woord. Ek sien iemand soos Jakob. Jakob, as jy in Hebreërs 12 lees, Hebreërs 11 lees, dan sien jy dat Jakob aan die einde van sy lewe, toe hy sy seuns geseën het, het hy op sy kierie geleen. Die rede hoekom die Bybel vir ons sê hy het op sy kierie geleen, is 'n verwysing dat toe hy en God met mekaar gestoei het, het hy 'n wond gekry en sy heup het seer gekry. Maar hy seën sy seuns uit sy gebrokenheid uit, want in daai oomblik in sy gebrokenheid het God gekom en het gesê, ek verander jou naam van Jakob na Israel toe. Hy het 'n nuwe identiteit gekry uit sy gebrokenheid uit. So die Bybel vat nie sy gebrokenheid weg nie, dit wys vir ons sy gebrokenheid. Inteendeel, Paulus in die Nuwe Testament, ek meen as jy Paulus se storie ken, Paulus was die ou wat die meerderheid van die Nuwe Testament geskryf het. En in dit alles kom Paulus nie een keer en sê, kyk hoe wonderlik is ek nie. Inteendeel, wanneer Paulus aan Timoteus skryf, en jy kan hierdie gaan lees in jou eie tyd, in 1 Timoteus 1, van vers 12 tot 16, kom Paulus en hy sê vir Timoteus die volgende goed. Hy sê vir Timoteus, ek was 'n lasteraar gewees. Ek was 'n vervolger en 'n gewelddadiger gewees. Hy kom en hy sê, hier's my wonde. Hy sê, maar nou het God my kom red. Ek kyk na Maria Magdalena wat Jesus eerste gesien het toe hy opgestaan het uit die dood uit. Waaraan ken ons haar? Ons ken haar dat dis 'n vrou wat demone in haar gehad het en Jesus het haar vrygemaak. Sy is nie skaam daaroor nie, sy wys, dit is my verlede en toe daag Jesus op. Jy sien wat ek leer uit hierdie storie van Thomas uit, is wanneer Jesus kom, dan vra hy vir jou, sal jy asseblief jou wonde, voordat jy my ontmoet het, vir die wêreld wys? Want daai wonde kan mense genees. Daai wonde gee vir mense hoop. En so ek vir jou vra om jou oë te sluit, en ek gaan hierdie boodskap vir ons afeindig vanaand hier. Jy weet wat se wonde vanaand in jou lewe is. Jy weet wat daar vanaand vasgevang is in jou, wat by jou steel, of by jou gesteel het, wat jou lewe verwoes het, en toe kom Jesus. En as jy dalk vanaand hier sit en jy sê, ek het nog nie my lewe vir Jesus gegee nie, ek het sê nou vanaand vir jou, hier wys ek vanaand my wonde vir jou. En sê, kyk, my lewe het drasties verander. Maak vanaand daai keuse en gee jou lewe vir Jesus. Kom praat met een van ons en sê, ek wil my hart vir Jesus gee. Ons sal jou help. Maar as ander mense wat vanaand hier is, dat jy het al jou hart vir Jesus gegee, het jy al genees van jou wonde, jy's 'n nuwe mens, jy het geestelik uit die dood uit opgestaan, jy leef vanaand. Maar Jesus vra jou, ek wil hê jy moet jou wonde vir ander mense gaan wys. Ek wil hê jy moet vir ander mense gaan wys, wat het ek in jou lewe vir jou gedoen. So Here, daarom wil ek om bid, mag u Gees vanaand kom, en vir mense wys, waar en wanneer kan hulle getuig, oor die feit, Here, dat u hulle uit die dood uit wakker gemaak het. Ek
bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons is so dankbaar dat jy vandag saam ons gekuier het. As dit vir jou iets beteken het, vra ons asseblief, gaan share dit met iemand, gaan like, gaan comment, sodat soveel as moontlik mense die boodskap kon sien. Ons sien julle weer volgende week.